Chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki, chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki fucking ball. Lekker boys, ek en Porrie is terug. Oogies. Ons was in Dublin, Donkey Castle. Ja, dit was great. En dit wys jou net, Porrie, ek was reg. Jy moet nooit Guinness chase met 'n Imodium nie. Hy gaan in as 'n stroopie en uit as 'n Maglite. Die Ire was nie happy, want daar was 4 geel kaarte. Maar hoekom? Want die reëls was toegepas. Sal jy verstaan nie. Op daai noot wil ek net noem, Sash, Porrie, dit was 'n rooi kaart. Dit was 'n rooi kaart, maar dis nie confirm nie. Die Ire was vreeslik te kere gegaan toe hy daai hit maak en so, "Hey, wat die hel? Ek kan mag dit doen." Behalwe die nigter Ire. Hulle was so hash. Hoekom? Want dan is ons met 14 man op die veld en almal weet dis soek vir kak. Dis soos die DOS knoppie op die boxe engine. Maar dis die game. Nige, I know you what was it? Was the ref just to do us, or did he just do his job? I don't really understand what that word means, but coming back to the referee, it was quite clear that he only applied the law. Yes, he did issue a few yellow cards to Ireland, but their discipline was poorer than that of the South Africans. And I think they can be very lucky that they weren't issued a few more yellow cards or even 1 or 2 additional penalty tries. Great job by the referee. Boom. Boys, in die lewe is daar baie mooi goed wat 'n ou kan sien, Porrie. Mooi dinge in die lewe. 'n Baba se eerste smile, 'n sonsak in die Weskus, iemand wat in 'n skuifdeur vasloop en 'n bokskram wat fire. Dis poetry. Dis absolute poetry, Porrie. En die mense, die internasionale mense hou nie daarvan. Hulle is weer eens as ons daar sit en is 'n bokskram, hulle so, "Come on, get fucked. Hulle wil weer scrum. Hier's Malene." Allerhande goed, Porrie. En die rede hoekom hulle nou wil hulle die reëls verander. Ja. Sê, "But we can't compete." Nou wie se fucking skuld is dit? Wanneer gaan julle al die reëls verander? So as ons te vinnig raak of julle raak te vinnig, moet ons nou huil en sê nee, ons kan nie compete, julle is te vinnig. As ons lynstaande te goed is, gaan julle sê nee, ons moet korter mense kry. Waar stop dit? Raak dit? Nika, don't you think they're just crying, man? You know, I think a lot has been said about, this test match and whether it was a controversial one. I don't think it was a controversial test match at all. If you're looking at it from the Irish's perspective, yes, maybe so. But the referee applied the law. Yes, he issued more yellow cards than, a poker dealer at a Vegas table. But other than that, he was only applying the law and it went both sides. So I don't think they should go and change the game and the laws just to suit, a specific part of the game. The game is built on set pieces. Yes, you've got your lineouts and your scrums, and if you do that well, then don't get penalized for that. It's like saying in the UFC, you need to, get the guys not to grapple as much because they have the ability to, smother the opponent. And let me not get into that. But I think it was a game. It went, back and forth, but ultimately the referee had the final say, and we should just leave it at that. Lekker nik. Ek verstaan die frustrasie van die ander mense wat kyk en dis nie lekker nie, veral as jy gedomineer word. Dit is soos daai as jy klein is en jy oefen die hele tyd jou combos vir Street Fighter. En dan kom jou sussie langs aan en dan sit sy so en kyk vir die Adidas wat paar en druk dit 2 knoppies en lek die kak uit jou uit. Jy raak frustreerd. Jy wil nie goed begin rondgooi en breek en te kere gaan, maar raak eerder net beter. Varkaart. Dit is so moeilik om 'n varkaart te kies, Porrie, as almal so goed fire. Dit is ongelooflik. So ek dink, hou 'n bietjie jou fokus sit op die ouens wat so konstant goed doen en daar's so baie. Ek wil 'n paar manne uit obviously Malcolm Marx was weer eens man of the match. Die ou is 'n absolute fenomeen en die rots van Germiston. Thomas de Tooi, Porrie. Thomas de Tooi wil ek bietjie aanmelding maak en uitlig. Baie kritiek gekry vroeër in sy loopbaan omdat hy 'n lang vaskopstit is. Die hinge is baie makliker vir hom want hy is lank, maar hy het net gesharp
en hy het sy werk gedoen en hy staan uit. Ek sê hulle ry hom ook as die beste vaskop in wêreld rugby op hierdie stadium. En dis die ure in die wêreld rugby, so enige iets wat jy kry moet jy vat. Fantasties gedoen, Roan Nortje. Ja. Roan Nortje het daai 5 try-syne gemaak en niks fancy nie, niks bullshit nie. Sy hare is nie in weird klere nie. Hy doen net sy werk. Ruggie af, vorentoe, job. Jassie het ons al gesien. Kobus Reinagh is ook 'n ou wat stil. Ons is bederf met die kwaliteit wat die manne gee. Jy kom nie agter, maar hy's net heeltyd konstant. Ons aanvaar net 'n skramskakel van daai gehalte as ons norm. Okay? Diamond dat Linde nog altyd solid pick, jy weet wat jy kry en hy gee dit. En weet jy hoe frustrerend is dit vir die opponente om te weet hy gaan kom en hy gaan oor die voordelyn kom en al staan ek op my kop, al split ek, al het ek 4 duime, hy gaan nog steeds oor die fokke voordelyn kom. Maar my vaakhaat vir hierdie week, Pieter Stef de Tooy, PDF. Porrie, wees stil, die Malmesbury Mesiel, net alles gedoen wat hy moes, die raks gehiet, tackles gemaak, line-outs gesteel, waar eindig die man se talent? Pieter Stef de Tooy, jy is ons varkhart. Nou boys, dis Wallis, Wales, Porrie, die, amper sê ek seekoei, die walvisse. Boys, Wallis is so half, daar baie ouens is so, is dit nodig? Jy weet, is hierdie nou nodig, hier nog 'n toetsie? Dis soos laaste rounds op die baan, dan bestel 'n ou 'n hele skinkbord vol shooters. Is dit nodig? Is dit nodig? Is nog 'n boktoets nodig? Ja, dit is, want dis 'n Saterdag, ons kan die vure aansteek, ons kan vure brand luister, ons kan ons boktry aansit en ons kan bietjie leef vir ou laas voor Desember nou lekker inskop en ons 'n klomp skuld maak op ons kredietkaarte. Porrie, dit gaan 'n klomp ouens se tyd. Ons gaan duidelik nie 'n baie beginspan insit vir soos teen die ure nou nie, maar dis tyd ook vir ouetjies om hulle 'n bietjie kombinasies te toets om vir ou laas net so 'n handjie op te steek en te sê hou my net bietjie dop, Springbok management. Check my net bietjie uit. As julle plannetjies maak vir volgende jaar en dis meer. Maar dis die laaste een vir die jaar. Kom ons gaan vat hom voluit en ons leef en celebrate hierdie bokseisoen. Okay. Well, interesting facts about Ireland is, did you know they don't have any snakes on Ireland? Quite fascinating. And the country, even though Guinness was invented in Ireland, the country that consumes the most Guinness is Nigeria. Unbelievable bunch of Guinness drinkers, those Nigerians. Fuck potty. Awesome.